Hy daar, ek is so opgewonde, ons praat in die tyd oor die stem van God. Nou, as jy belangstel, as jy geïnteresseerd is oor hierdie tema, dan is dit net vir jou bedoel. Nou, daar kom tye in mense lewe wat jy voel, dat God se stem word stil en jy hoor nie die Here praat nie. En dit is 'n common ding wat gebeur in baie gelowiges se lewe, maar die common beteken nie eintlik so, dit is 'n normale ding nie, want dit is die hart van God, dit is die begeerte van die Here om met sy mense te praat, en vandag gaan ons 'n bietjie verder. Ek het laasweek gepraat oor dieselfde tema om die stem van God te hoor, en een van die dinge wat in die pad staan om te hoor hoe die Here praat, is a made up mind, en as jy graag die boodskap wil hoor, of die teaching wil kry, kan gaan na YouTube toe, al my preek is daar, jy kan indruk Desmond Bed Encounters, en jy sal laasweek se boodskap daar kry. En hierdie week wil ek praat weer, en ons gaan oor iets anders 'n bietjie deel, maar ek wil graag jy moet saam met my blaai na Matteus hoofstuk 15, en dan gaan ons 'n bietjie gesels en sien watter ander elemente of faktore is daar wat in die pad kom dat ek en jy die stem van God kan hoor. Ek wil jy terwyl ons aan toe gaan, dink net daaraan vir 'n oomblik. Hoe wonderlik moet dit wees om die stem van die Here te hoor. Dalk admireer jy mense wat regtig wat akkuraat is. They walk in accuracy and precision when it comes to the voice of God. Nie net vir ander mense nie, maar ook vir jouself. En so, sê Jesus in Lukas 4, hy sê, die mens sal nie van brood en water alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God sal gaan. Nou, kom ons lees gou in Matteus 15, en dan lees ons vanaf versie 3. Hier is dit waar die Fariseërs nou na Jesus toe kom, en hulle vra vir Jesus, hoekom oortree u disippels die gebod van God, of die oorleweringe van die ou mense, deur nie hulle hande te was as hulle eet nie. Maar hoor wat sê Jesus in vers 3, and he answered, ek lees dit in New King James Version, he answered and said to them, why do you also transgress the commandment of God, of your tradition? For God commanded, saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. But you say, whoever says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God, then he need not honor his father or mother. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. That's 'n vertaling wat sê, thus you have made the word of God of no effect by your tradition. En nou, jy weet nou al reeds, ons gaan nou praat oor tradition, en ek wil bysit religion, tradisie, oorleweringe van die ou mense, en godsdienstigheid. Dis van die goed wat in die pad staan, wat 'n blokkasie word, dat ons die stem van God duidelik kan hoor. Maar kom ek noem gou 'n ding, iets wat ek en jy moet verstaan, wat ek duidelikheid wil oorbring, as dit kom by die skrif. Nou, ek wil dit noem, ek noem dit so, die woord van God en die skrif, daar's 'n verskil. En iemand mag nou skrik en wonder, maar wow, waarvan praat die man, waarvan praat die ou nou? En ek gaan dit vir u verduidelik, daar is 'n verskil tussen die woord van God en die skrif. Jy sien, die woord van God is wanneer die skrif 'n stem kry. Dit beteken, die skrif word nou lewendig. Daarom sê Jesus op 'n plek in Johannes, hy sê, dis die letter wat dood maak, maar die gees word lewendig. Ek kan hier verstaan dat logos, en ons kry die rhema, die logos is die geskrewe woord. Ons praat nou van die skrif, of die geskrifte. Die rhema is die lewende woord, as die geopenbaarde woord. En ons kan aangaan, maar dit praat eintlik van, rhema praat van die woord wat nou lewendig word. Dit praat nou met jou. So met ander woorde, as ek die skrif lees, en die skrif praat met my, dan beteken dit, hierdie logos, die geskrewe skrif,
word nou 'n rhema woord. Dit praat nou direk met my. Dit praat nou direk in my lewe. So die skrif kry nou 'n stem en dit word nou die woord van God. U hoor wat ek sê. Iemand moet hierdie ding verstaan, want so baie kere dan, dis wat die godsdienstige mense in die tyd van Jesus gedoen het. Hulle het die skrif gevat en die skrif het nou vir hulle klippe geword. Die skrif het nou vir hulle stene geword om ander te stenig, om ander by te kom. En ek kan vir u sê, in ons tyd kan die skrif regtig waar, kan klippe word. En ek hoop regtig van harte dat ons nie so ver sal gaan, dat ons die skrif sal gebruik om mense by te kom nie. Maar in elk geval, wat ek wil sê is, dat is baie belangrik dat ek en u hierdie ding moet verstaan. Dis hoekom, jy weet, ons kan die skrif lees en dan voel ons maar, ek verstaan nie wat die aangaan nie, en ons sal baie kere sê, maar die Bybel is contradictory, ek verstaan nie, is baie belangrik dat ons die Heilige Gees moet toelaat, die Gees van die waarheid, om nou hierdie dooie letter aan ons lewendig te maak. Ek wil praat vandag, onthou, bly by my, om die stem van God te hoor, en daar is benefits, daar is regtig voordele om die stem van die Here te hoor. Laasweek het ek iets genoem by die einde van die program, of van die uitsending, dat ek onthou, hoe baie kere, as ek gehoor het wat die Here gesê het, vir myself en vir mense, dan die voordele wat ek daar kry. Kom ek noem hierdie voorbeeld, en ek gaan nie name noem nie. 2 Sondag gelede in ons kerk byeenkoms, ons diens, en ons het toe 'n vision, ons noem het Vision Sunday, ons praat oor die visie van die huis, en ons praat oor die plan van 2026, so nou het ons die gemeente daar, en ons nooi besoekers uit, mense wat graag meer wil weet van die gemeente. In elk geval, ek het 'n PowerPoint presentation, ek gaan deur al die goed, en ons het 'n wonderlike tyd gehad. In hierdie Vision Sunday het ons praise and worship gehad vooraf, en dan het ons die Vision Sunday, die PowerPoint presentation, en na dit, gedurende die diens, terwyl ek besig was met die PowerPoint presentation, ervaar ek dat die Here se hand is op iemand in die gehoor. En ek weet, jy weet net dat jy weet, baie keer, baie predikers sal met my kan saamstem, dat jy weet net hoe God met jou praat, hoe God met jou werk. En ek noem het dat die hand van die Here is op hierdie man. Met ander woorde, die Here wys na hierdie persoon toe. En ek kom by die einde van die PowerPoint, en ek besluit, ek gaan hierdie man na vore roep. Ek weet dat God wil met hierdie man praat. Ek wil nie by my bly, ons praat om die stem van God te hoor. Luister, terwyl ek hierdie man roep, now here you need to have confidence and you have to operate in boldness, because as deur geoefendheid wat 'n mens begin leer hoe die Here met jou werk en hoe God met jou praat. En ek roep die man, en ek weet hy's nuut, ek kan nie onthou wat sy eerste keer was nie, op die stadium, maar ek weet ek het hom nog nie gesien nie. En ek roep hom uit, ek sê, meneer, met die tipe hemp, kan jy gewoon na vore kom? En terwyl hy na vore kom, sê ek vir hom, jy was al by die Here, en die Here wil hê jy moet terugkom. Hoor gou hierso, hierdie man sê vir my, hy skud sy kop, die hele gemeente sien het, hy skud sy kop deur te sê nee. Hy kom nader en hy staan, ek sê vir hom, jy was al by die Here, en die Here wil hê jy moet terugkom. Die man skud weer sy kop en hy sê nee. En by dit, ek dink toe, wow, Here, hierso, weet ek daar nog nie so mooi nie, maar ek weet wat ek gehoor het, dat wat u vir my sê. En ek los dit van, onthou, alles gebeur in sekondes. En ek gaan aan met woord van kennis, en ek gaan aan met profesie in hierdie man se lewe. En ek noem nog 'n paar goed, en ek wil dit amper nou nie noem op hierdie uitsending nie, want dit is persoonlike goed. So ek gaan daai gedeelte los. En terwyl ek hierdie ander goed noem, sien ek daar is, dis asof iets gebeur met hom, en ek weet dis 'n reaksie van wat hy nou hoor, wat die Here deur my sê.
Maar ek haal die mic weg en ek praat 'n oomblik met hom en ek vra vir hom, waar bly hy en sovoorts en hy begin te praat. Hy sê vir my, waar hy bly. Kan jy glo? Ons kom in die gesprek by 'n plek waar die man vir my sê, sy pa dien ook die Here. Of sy pa is bekeer. En ek vra hom, waar sy pa bly, en hy sê, hoor wat sê hy die volgende woorde. Hy sê, ek was in my jeug, en ek was gedoop. Ek sê, daar so sê. Volg jy wat ek sê? Eers sê hierdie man vir my, toe ek vir hom sê, hy was al by die Here. 2 kere sê ek het vir hom, en hy sê nee. Dat die gemeente dit sê, terwyl hy sê nee, toe ondervind ek alreeds, daar's iets wat nou gebeur in die gemeente, want duidelik het ons pastoor iets gesê, en dit was nie van God af nie, maar ek het geweet wat ek gehoor het van die Here, en terwyl ek met hierdie man praat, kom hy uit, ek weet nie van hoekom hy dit genoem het nie, ek sê hy noem eintlik 'n ding, hy sê, hy hou nie om van die verlede te praat, die goed wat in die verlede gebeur het, in die verlede bly. Weet jy wat sê ek vir hom? Ek sê vir meneer, ek hoor wat jy sê, maar ek gaan net hierdie een ding noem, sodat die mense kan glo, dat God getrou is. Ek los die res van die goed, wat ook waar is, wat ek bevestig, in ons gesprek, terwyl ek die mic weg haal van my mond af, en ek sê vir die gemeente, dat julle kan glo dat God getrou is, en ek sê vir hulle, hierdie man was by die Here, en hulle prys God, vir hierdie woorde, van woorde van kennis, en die diens gaan aan, en ek bid vir hierdie man, wat ek wil sê familie, there is benefits in hearing the voice of God, ek glo met my hele hart, hierdie man sal terugkom na ons kerkdiens toe. Hierdie man weet dat God praat in hierdie gemeente. Hierdie man weet dat die Here wat hier aanbid word, is die Here God van die hemel. En die sien ek wil vandag vir iemand sê, God still speaks. Die Here praat nog. God het nog nooit opgehou praat nie. En ek sê vir jy dat wanneer 'n mens die stem van God hoor, dan maak dit vir jou confident. Daar's iemand wat ek weet, wat 'n begeerte het, nou reg nou, terwyl jy hoor hierdie uitsending en die getuienis, dat jy wil die stem van God hoor. Daar's 'n man van God, wat jy het 'n begeerte om in profesie te beweeg, jy het 'n begeerte om in 'n woord van kennis te beweeg, maar jy sien die ding wat gebeur, meneer, man van die Here, geliefde wat ingeskakel is, die ding wat nou moet gebeur, as ek en jy moet ontsla raak van die oorleweringe, die leringe van mense. Ons moet ontsla raak van godsdienstigheid, want is hierdie goede wat maak dat die stem van God vir ons 'n probleem word. Ek het dit laas week genoem, dit word vir ons 'n barrier, dit maak dat ons nie God se stem hoor nie. Jy sien, ek kyk in die tyd van Jesus in die vlees, in Nazareth, baie van sy tydgenote het hom gemis, baie van sy tydgenote, want hulle het hulle blind gestaar aan die vlees, en hulle het gemis die aangewese of die aangename tyd van God, wat aangebreek het vir die mense van sy tyd. Op 'n stadium sê Jesus vir Jerusalem, in Matteus 23, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe baie keer wou ek jou, soos hy hen, haar kykens by mekaar maak, hoe baie keer wou ek het vir jou gedoen het, maar jy wou nie luister nie, jy wou nie inwillig nie. Jy sien, ons kan die Kairos moment van die Here kan ons mis. Ons kan die opportune time van God mis, wanneer hy praat, wanneer hy mense na ons toe stuur. Jesus noem ook, hy sê, julle wat die profete doodmaak. Met ander woorde, julle wat nie wil hoor wat God sê nie.
Julle wat nie oop is vir die stem van God nie. Jesus het hulle direk aangevat, hy het hulle aangespreek, want hy het gekom van God af, hy het gekom as boodskapper, hy het gekom as verlosser, hy het gekom as Messias, en die mense het vasgehou aan die oorleweringe van hulle voorouers, wat niks te doen gehad het met God se gebod nie. Dit was tradisies van mense, dit was mensgemaakte leringe, en hulle die stem van die Here, het hulle kwyt, as gevolg van hierdie dinge. Jy sien van familie, vandag moet ons ons moet tradisie en godsdienst moet ons vat, soos wat die ouens op die skip waar Jona was, hulle moes Jona van die skip afgooi, sodat die storm stil kon geword het. Daar is sommige van ons, daar storms wat woed in ons lewe, en solank as wat ons tradisie en godsdienst as bagasie op die skip het, gaan die storm nie regtig wyk of stil word nie. Maar hierdie tradisie en oorleweringe van ou mense, godsdienstigheid, moet van die skip afgegooi word, sodat die stem van God weer duidelik kan word, sodat daar weer kalmte kan kom in baie van ons lewens. Jy sien, dit is ook soos in die geval van die bagasie wat was op die skip, waar Paulus op was, toe hy moes die keiser gaan sien, en dat 'n storm gekom op die see. Jy sien, en wat nou moes gebeur het, Paulus het al reeds ontmoeting gehad met die engel, en die engel sê vir hom, geen van die manskappe gaan verlore gaan nie. En Paulus sê wat hy gehoor het, hy sê, solank as wat julle op die skip gaan bly, niemand gaan verlore gaan nie. Maar wat hulle toegedoen, hulle moes van die bagasie, van die dinge wat op die skip was, moes hulle afgooi, sodat hulle kon behoue bly, of aan die lewe bly. En so is het in ons tyd, familie. Daar is dinge soos 'n made-up mind, wat vashou aan dinge wat geen waarde het nie. Daar is dinge soos godsdienstigheid, daar is dinge soos oorlewering van die ou mense, wat oorboord gegooi moet word, sodat ons veilig by ons bestemming kan uitkom, sodat ons in die plan van die Here kan bly. As dit belangrik vandag vir ons, om 'n besluit te maak. Jy sien, ons kan vashou aan hierdie dinge, en ons kan voel, maar ek kan hierdie goed laat gaan nie, dit was vir my oorgedra, en ek het dit van hierdie en daardie ontvang, en dit was vir generasies, was dit onderhou, en hoe kan ek nou, wie is ek in hierdie geslag, om van hierdie goed ontslae te raak, of dalk word jy gekonfronteer, want jy het nou gesê, die Here het met my gepraat, ek het 'n visioen gekry, ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad, en ek het sy woorde gehoor, en dan word jy gekonfronteer met oorleweringe van ou mense, en godsdienstigheid, en jy sit vandag dalk, en you are in the valley of decision, jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie hoe jy vorentoe moet gaan nie, maar ek wil vandag vir jou sê, familie, geliefde, jy wat sit in hierdie panari, want dis eintlik 'n panari, jy moet hierdie goed oorboord gooi, as jy wil by jou bestemming uitkom. Jy sien, baie mense mis die ewige lewe, omdat hy nie van hierdie goed wil ontslae raak nie. God praat, en die Here maan aan, en die Here stuur boodskappers uit, en die Here rig man en vrou op Kruiskyk TV, en God praat op verskillende maniere, maar al wat ek doen is om vast te hou aan die oorleweringe van die ou mense. Dis hoe ek het ontvang het, ek hou vast aan godsdienstigheid, en dis hierdie tipe dinge, wat maak dat ek die destinasie, die bestemming, die lewe in Christus, die lewe hierna kan mis, omdat die stem van God kon nie deurbreek nie. Ek het vastgehou aan dinge wat onbenullig is, dinge wat geen waarde het nie, dinge wat in die natuur waardevol lyk en waardevol klink,
Maar in der waarheid het dit geen ewigheidswaarde nie. Jy sien, ek en jy is op 'n plek, familie, reg in die begin van 2026, waar ons moet 'n besluit maak. Wat gaan dit wees om die stem van God te hoor? Wat gaan dit van my kos om duidelikheid te kry by die Here? Ek kan alles doen, ek kan nagmaal neem, ek kan bid, ek kan alles denkbaar doen wat geestelike dissipline betref, maar as dit is dat ek vashou aan dinge soos oorlewering van ou mense, leringe van mense, wat niks met die waarheid te doen het nie, wat niks met die Rhema woord te doen het nie, dan kan ek op 'n plek beland van stagnering. En my lewe is een groot frustrasie. My lewe as 'n kind van God. En vandag wil ek jou aanmoedig, ek wil jou aanmaan, familie. Dis tyd vandag om van hierdie bagasie ontslae te raak. Hierdie dinge wat dit vir ons moeilik maak op die lewenspad. Sodat ons weer die stem van God kan hoor. Jy sien, hoekom bekommer ons so baie keer? Hoekom is ons so baie keer gestres? Omdat ons nie na die stem van God luister nie. Ek is baie seker daarvan. En ek praat, daar's tye wat ek vir myself moet herinner en sê, nee, Desmond, nee. Hoekom bekommer jy jou? Wat sê die Here? Wat sê God? En as ek luister na wat God sê en doen wat hy sê, dan sal ek ondervind en ek sal ervaar die uitkoms van die Here. Jy sien, stres is eintlik maar dat ek wil nie hoor wat die Here sê nie en nou moet ek maar my eie ding doen of ek moet my eie gedagtes volg. En die Here wil nie dit vir ons sê nie. Ek glo iemand was vandag geseën deur die woord van die Here. Ek sien so uit om saam met 2026 aan te pak. Ek wil ons met hande vat in hierdie jaar. Ek wil saam met u stap en u saam met my. Want ons wil God seker maak, ons hoor die stem van die Here. Ek gaan volgende week, gaan ek weer aan. En ek weet die stem van die Here gaan duidelik word. Ons gaan hoor wat die Here sê. Ons gaan met confidence en boldness gaan ons beweeg. In Jesus naam. Tot volgende week. Bly geseën. Amen.